Goeiemôre aan al ons pragtige mense. Prys die Here man, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend weer saam met julle te kan kuier rondom die woord van Koning Jesus in hierdie dagstukkie. Van almal welkom wat gaan luister, wat miskien na die video gaan kyk. Mag julle net geseënd wees in hierdie wonderlike naam van Koning Jesus. Here, ek wil vir u sê baie dankie vir nog 'n asemteug, nog 'n dag wat u vir ons bygevoeg het, Here. Here, maar seën elkeen wat na hierdie woord sal luister, seën elkeen wat na hierdie video sal kyk, Here. Ek wil vir u sê, Here, laat die Gees van God met ons praat, Here, soos wat u met my praat, Here. Ek wil vir u vra, Here Jesus, tel ons op na hoër hoogtes toe en gebruik ons in die naam van Jesus. Amen. Mensies, vanoggend is ons dagstukkie, sê hulle, God werk deur jou. God werk deur jou. En die welbekende gedeelte in 1 Petrus 5, kom ons lees vers 6, hy sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Vers 7, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Vers 8, hy sê, wees nugter en waaksaam, want jou teenstanders, die duiwel, loop soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Kom ons doen vers 9 ook, hy sê, hom moet julle weer teenstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet, dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap, wat in die wêreld is. Nou my boetie, my sussie, as die woord vir ons sê, God werk deur jou, dan wil die Here Jesus jou gebruik, om sy woord te gaan verkondig, om sy beeld uit te dra, laat die mens daar buite in die wêreld kan sien, wie en wat jy werklik is. En as hy sê in vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Ek en jy moet bereid wees om meer van God en minder van onsself te wees. Ons moet bereid wees dat hy ons kan bestuur, hierdie liggaam van ons kan bestuur, ons denke, daai denkwyse van ons, wat baie keer so met ons op hol jaag. Vers 7 sê, werk al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Ek wil jou ietsie vra, as jy al jou bekommernisse op jouself dra, en jy dra dit op baie skouers van jou wat so hang, dink jy gaan iemand nader trek aan God? Dink jy gaan vir iemand kan vertel van God, as jy met hierdie bekommernisse loop, en jy gaan meer moan en groan oor enigiets anders as om die woord van God te verkondig, of om die beeld van Jesus uit te dra? Maar daarom sê vir jou in vers 7, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Hy sorg vir ons. Ons het nie nodig om dit te doen nie, want hy het reeds die wêreld oorwin. Hy het reeds die sonde oorwin. Hy het reeds vir my en vir jou gesê, kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is, my boetie, my sussie. So ek wil vandag jou bemoedig. Jy kan 'n ambassadeur wees vir Jesus. Jy kan laat hy jou gebruik. Jy kan sy beeld gaan uitleef. Jy moet net die regte keuse maak. Wat is jou keuse? Om Jesus uit te leef of om jou bekommernisse uit te leef? Om Jesus se naam te verkondig of om te moan en te groan oor alles wat verkeerd gaan in jou lewe? En terwyl jy gaan moan en groan oor alles wat in jou lewe verkeerd gaan jy nooit 'n ambassadeur vir God kan wees nie. Want weet jy wat? Jy vertrou nie vir Here nie. Vers 8 sê, wees nugter en waaksaam. Want onthou, die vyand is lustig. Die vyand gaan vir jou ander dinge vertel. Die vyand gaan jou naam wil beswadder. Die vyand gaan hierdie kant toe wil werk, daai kant toe wil werk. Die vyand gaan nie wil hê jy moet 'n ware kind van God wees nie. Die vyand gaan vir jou sê, man, hy lieg vir jou. Moenie jou bekommernisse vir hom gee nie. Kom, ek gaan jou help. Nee, hy kan nie. Die vyand kan jou niks bied nie. Maar God sê, kom na my toe en werp al jou bekommernisse op hom, want hy sorg vir ons. Hy maak 'n belofte aan my en jou, dat hy vir ons sorg. Ek wil jou vandag nooi, regtig waar uit die diepte van my hart uit, gaan raak net 'n oomblik stil. En wanneer jy stil geraak het, my boetie en my sussie, sê, Here, hier is ek. Here, ek werp vandag al my bekommernisse op U. Want Vader, sonder U kan ek dit werklik nie doen nie.
Here, dankie dat U vir my sorg. Sê dit vir die Here, bely dit vir hom. Sê vir die Here, jy wil daai ambassadeur wees. Sê vir hom, jy wil hê, hy moet deur jou werk na mense toe. Vertel dit vir koning Jesus. En wanneer jy dit vir Jesus vertel het, sal hy jou verhoog. Want hy sê in vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Bely en laat staan, en Jesus sal jou verhoog. Hy sal jou gebruik om deur jou te werk na ander toe. Here, ek wil vir U baie dankie sê, dat U hierdie pragtige mens wat nou luister, wat nou kyk, sal gebruik, Here. Dankie, Here, dat U hulle sal optel, Here. Dankie, Here, dat U hulle sal verhoog op die regte tyd. Maar Here, dankie dat ons tot 'n besef kan kom. Ons het nie nodig om al ons sorge vir onsself te hou nie. Ons het nie nodig, Here, om elke dingetjie vir onsself te vat en met 'n moeilike kruis te stap nie. Want U het gesê, kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is. Here, U wil ons gebruik om deur ons te werk om die wêreld te oorwin. En Here, ek wil vandag myself diensbaar verklaar, Here. En as ek diensbaar verklaar, Here, hou my op die regte pad. O Here, moenie laat ek wankel, die koning Jesus. Here, want ek weet die vyand is 'n brullende leeu. Hy wil kom om te steel en te verwoes, en hy wil ons uitmekaar uitskeer, Here. En hy wil steel van my, Here. Maar U het gesê, ek gaan vir jou in oorvloed gee. U het gesê, Here, U sorg vir my, Here. U het gesê, verneder net myself, sodat U my kan verhoog, Here. Maar U het ook gesê, bring al jou sorge, alles, want U sorg vir my. Here, seën ons deur hierdie dag. Dankie, Here, dat hierdie dag aan U behoort en nie aan my nie. Dankie vir dit wat U vir ons doen, en dankie dat U vir ons sal lei. Here, ek maak 'n stoel onder U bloed. Ek seël ons af met 'n kringvuur van die Heilige Gees, want U is die almagtige God. Ek bid dit in Jesus Christus. Amen en amen en amen.